Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jou weer in die naam van Jesus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid, vrede aan God ons Vader, Here Jesus Christus, ons kosbare Heilige Gees. Amen. Dit is 5:00 en wat besonder aan 5:00, dis die kruiswoord. Nou, die 5de kruiswoord. Ek is dors. Johannes hoofstuk 19 vers 28. Na 3 ure, hierso na die 12 tot 3 wat dit donker was, het dit weer lig geword. En Jesus het gesê, ek is dors. En dit is ook al wat ek nog gehoor het in my lewe. Ek is dors. En dit is waar, ja, moenie fout maak nie. Jesus was werklik dors gewees. Hy was 'n mens. Hy het 6, 7 ure laas, 9 ure laas, het hy enige vloeistof ingeneem. In daai 9 ure was hy in 'n paal vasgemaak, met 'n kort sweep geslaan. Aan daai swepe wat hulle die mense mee gewartel het, was so sweep met so 'n touwtjie so. Dan aan die punte van daardie touwtjies was daar so 'n ronde ysterballetjies, waaraan regtig stukke skerp yster vasgeheg was. Sulke balletjies. Hy was daarmee geslaan. Toe het hy sy kruis met sy gedra het, totdat hy in mekaar gesak het en nie meer verder kon dra nie, as gevolg van 'n verskriklike klomp pyn en ontwatering. So hy was werklik fisies dors. Maar, was mos altyd 'n maar Jesus se dors het verder gestrek as sy liggaam. Die oorspronklike Griekse woord wat hier gebruik word, hierdie is nie my afleiding nie, nee, ek sal vir jou nooit afleiding gee nie, of my gevolgtrekkings nie, jy stel nie daaraan belang nie, jy stel belang aan wat sê die woord in sy oorspronklike teks. In die oorspronklike teks staan daar so 'n Griekse woord wat vir dors gebruik word, is nie net 'n woord vir dors nie. Nou lag hulle vir my, omdat ek man, dors, skus, man, jy weet wat ek sê. Die woord wat hier gebruik word vir dors is dipso. En dipso beteken dors van liggaam en siel. Waar? En gees. Dipso beteken 'n dors van die hele wese. So dis nie 'n afleiding wat ek maak nie. Jesus was nie net dors nie. Ons is te ingestel om net die vleeslike siels ingestel. Daarom kom ons nooit verder as Jesus was dors nie, en hy was werklik dors en alles. Ja, dit was so. Maar Jesus se dors het gedipso, dit beteken, dit het gestrek tot binne in die hemel. Wow. Hierdie woorde van Jesus het terugverwys, hoor hierdie, dit is die wow, hier kom het nou, as ons elke dag aan die wow. Hierdie woorde van Jesus, ek is dors, het terugverwys na wat hy al daar in Johannes 18 vers 11 gespreek het. En hy was vasberade om dit deur te voer. Wat het gebeur in Johannes 18 vers 11? Toe het hulle hom in hegtenis kom neem. Onthou, toe kom hulle, en toe kom die soldate, en toe, wat is Petrus, rammetjie uitnek wat hy altyd was, spring op, trek sy swaard uit, en hy wil nie, hy het die een sy oor afgekap. En wat sê Jesus vir hom? Sit die swaard in sy skede terug. Hier is die vervulling van wat Jesus daar sê. Toe sê Jesus,
moet ek dan nie die lydensbeker drink wat my Vader my gegee het nie? Nou, ek is dors, ek sal hierdie lydensbeker drink totdat ek dors tot in die hemel. Dit is wat Jesus daar gesê het. Wow. As Jesus daar praat van dors, het hy gepraat hy dors na die wil van die Vader. Aan die kruis, ek is dors, Here, ek dors na u wil. Ek dors dat u wil nou tot vervulling kom. Ons kan so siek word, ons kan so moeg word, ons kan so moedeloos raak. Ja, Here, ons bid vir dit en hier en dit gebeur nie. Maar dors jy regtig? Here, nee, ons bid net vir 'n uitkoms. Nee, Here, ek dors. Ek is nou in hierdie posisie so lank, Here. Ek is nou. Hier is ek soos Jesus, Here, ek wil gaan martel. Ek kan nie meer nie. Ek dors nou na u wil nou geskied. Amen. Dit is wat daar gebeur het. Met ek is dors het Jesus ook sy verlange uit gespreek om die wil van die Vader en tyd te doen. En dan, wat doen hulle dan? Dan gee hulle vir hom 'n spons aan wat asyn in het. En hy drink daardie asyn as 'n teken daarvan dat hy die lydensbeker, want net daarna het hy gesterf, tot aan sy bodem toe uit leeg gedrink het. Hy het daardie, weet jy nie, wil jy Petrus, wil jy keer dat ek die lydensbeker drink? Hier drink ek die laaste stukkie van hierdie lydensbeker. Wow, ek het die lydensbeker leeg gedrink. En toe hy hom leeg gedrink het, toe kan hy sê die volgende woord, kruiswoord, dit is volbring. Sien jy, dis alles soos 'n puzzle die hele tyd wat in mekaar omgaan. Wow. Dit is, hy het dit leeg gedrink. En wanneer ek, het jy, wanneer die mens in die donker wandel, in die godsdienstigheid wandel, en die lig verskyn ewe skielik hier in die donker. Dit is wat daar gebeur het, dit was donker, toe word dit lig, toe is die Here dors ook. Dit is die ander punt hierso. As ons in die donker wandel, in godsdienstigheid se donker wandel, wat ons maar net godsdienstig maak, maar daar is geen konneksie, daar is geen persoonlike verhouding met die Here nie, wat gebeur dan? En hier verskyn ons, ontmoet die Here. Onthou jy, ervaar jy dit nog steeds, van dat ek die Here ontmoet het, lewend ontmoet het. Het daai dors nou nog net nie opgehou nie. Dit is wat hier gebeur. Toe die lig verskyn, toe is daar dors terug na die lig. Dit is wat vandag nog gebeur. Here, dankie. Dankie, dankie. Dankie. Dankie dat u in my lewe, kom ons maak so die oë toe. Vader, dankie in Jesus naam. Dankie dat u in my lewe, in my duisternis verskyn het. Dankie Here dat ek u ontmoet het. Here, dankie dat u met u lig in my kom woon het. En dankie Here, dankie dat ek sedert daardie dag van my weergeboorte nog nooit ophou dors het na u lig nie, van dat ek die lig geproe het. Hou aanskyn, Here. Hierdie is die heerlikste dors, wat elke keer met die openbaring en met die aanrakinge so wonderlik gelees word. En net na
nog 'n groter dors veroorsaak. Dankie in Jesus naam. Dankie. Amen en amen. Tjoe. En dit is dit. Ek gaan nou maar niks verder sê. Ja, dis wel. Môreoggend 10:00, nie môre aand nie, môreoggend 10:00, dan doen ons die 6de en 7de, want dit is die groot dag. Dit is die dag waarvoor ons die hele jaar, vir 'n jaar lank, Here, wag en ons voorberei vir hierdie viering, Here, van die kruisiging Vrydag. Ek weet mense noem dit ook Goeie Vrydag. Ek weet nie waar die woord Goeie Vrydag uitgekom het nie. Snaaks, ek nog nooit daarin belang gestel om dit uit te vind nie. Vir my is dit baie snaaks. Maar ja, ek noem dit nog altyd die kruisiging Vrydag, want dit is waar die kruisiging plaasgevind het. Of die offervrydag. Daar so, Here, ons sien daarna uit, want dit is nie 'n donker dag nie. Dit is nie 'n dag van sterwe nie. Here, dit is 'n dag van oorwinning. Dit is 'n dag van ons verlossing. Ek kan nie wag vir môreoggend nie. En dan die laaste 2 kruiswoorde saam met waar Jesus gesterf het. Dit is volbring, en Vader, in U hand gee ek my gees oor. Tot môre, wees geseën. Ontvang die seën van die Here. Jerecho geta Adonai dishmarecha. Yair Adonai pawani lecha vechofonekta. Yesa Adonai pawani lecha veasem lecha. Shalom. Die Here sê jou seën en jou behoed. Die Here sal sy gesig na jou toe draai om elke dag na ons toe. Vat ons, beskerm ons, tel ons op tot in sy teenwoordigheid, waar ons sy vrede ervaar. Amen. Tot môre. Shalom. Daardie vrede. Tjoe. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.